Handelinge 26 vers 7 tot 8. Dit is juis hierdie belofte wat ons volk se 12 stamme hoop om te verkry, wat maak dat hulle God dag en nag met volle inspanning dien. En nou is dit oor hierdie hoop, U Majesteit, dat ek deur die Jode aangekla word. Waarom is dit vir almal so moeilik om te glo dat God dooies opwek? So Paulus staan nog steeds hierso sy saak voor Festus en Agrippa en verdedig, en weer eens verklaar Paulus hierso dat hy eenvoudig hoop in die wederkoms van Jesus en die opwekking van die dooies. Hy rig sy lewe in die lig van Jesus se wederkoms en die feit dat hy al het hy dan gesterwe, opgewek sal word en weer sal lewe. Dit is ook wat hy verkondig. En dan sê Paulus, dit is eintlik ook die hart van die Joodse godsdienst, dis waaroor dit gaan. Ongelukkig het dit vir die Jode begin gaan oor die godsdienst self, en nie meer oor hierdie hart van hulle godsdienst, soos wat die profete dit ook geprofeteer het en verkondig het, hierdie hoop, hierdie waarheid, waaroor dit eintlik gaan nie, hulle het dit verloor. Hoe maklik verloor ek perspektief oor waaroor die lewe en ook my godsdienst regtig gaan. Ek raak vasgevang en opgevang in die kleinighede in plaas van om te fokus en perspektief te behou dat dit gaan eintlik oor my verhouding met Jesus. Liefde, verhoudings met ander mense, Jesus self, die goeie nuus. Ek sal goed doen om perspektief te behou en fokus op dit wat regtig saak maak. Jesus en 'n intieme verhouding met hom. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om nie die essensie van my lewe en my godsdienst te verloor tussen ander goeders nie. Help my om vas te hou aan dit wat saak maak. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer. Die Here seën jou.